Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by Boerpot, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Lekker leer en lekker luister. Niels Grieshaber is nie alleen 'n suksesvolle boer van die Ellisras distrik in die Bosveld nie. Hy is ook 'n entrepreneur by uitnemendheid. Niels is die baasbrein agter die bekroonde alles-in-een klamptang, Magic Clamp, wat ontwerp, ontwikkel en vervaardig is om draadklampe effektief vas te maak op enige pyp of spuitslang of veerkragtige materiaal of ander klamp toepassings. 'n Voortdurende gesukkel om stikkende waterpype op die plaas en in voertuie te herstel, het Niels genoop om te begin eksperimenteer en hy het die baanbrekerswerk van sy oorlede oom Jimmy Grieshaber verder gevoer en vervolmaak. Juist daarom noem hy Magic Clamp ook die Jimmy tool. Lekker leer en lekker luister. Niels, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Ek sit hier op jou pragtige plaas, né? Dis net nou hier buitekant Ellisras, né? Nou, waar kom jy vandaan? En natuurlik, ek dink dit is die eerste vir my om hier lekker in 'n tuin te sit, maar is lekker cool hier vandag, né? Ek sê dis hoekom ons in die tuin kan sit. Ja, ons is bevoorreg. Ons bly eintlik in 'n relatiewe droë gedeelte in die Bosveld. Ons is bevoorreg om hier in die Bosveld biosfeer streek of strook Bosveld te wees tussen Valwater en Ellisras. Die Waterberg Biosfeerreservaat in Limpopo is 'n uitstekende voorbeeld van hoe verskeie gemeenskappe en belanghebbende partye, insluitende kommersiële boere, kan saamwerk om volhoubare landelike ontwikkeling te bewerkstellig. Die Waterberg Biosfeer beslaan 417.405 hektaar en is in 1996 van stapel gestuur om die area se potensiaal vir natuurbewaring, volhoubare ontwikkeling en maatskaplike opheffing optimaal te ontwikkel. Die projek het 20 jaar gelede reeds internasionale erkenning verkry toe dit by die UNESCO geregistreer is as die eerste savanna biosfeerreservaat ter wêreld. Teen die Mogol rivier waar Poorse loop by mekaar kom en dit is nogal 'n unieke stukkie Bosveld omdat ons baie groot diverse plante groei het, baie verskillende soorte bome en relatief meer reën kry as wat die gedeeltes onderkant toe na die platter gedeelte, sê maar na die ooste se kant toe. En na die noorde is meer droog as hier by ons. Ja, ek is my hier gebore op Ellisras, 1953, klompie jaar gesien hoe droog en goeie jare gesien, maar die gemiddelde jare van ons was baie goeie ondervinding, die Bosveld het ons goed gedra, baie goeie beeswêreld, baie goeie plantwêreld ook, maar omdat ons baie temperatuurwisselings en goed het, ekstreme warm temperature en relatief droog, het ons baie probleme met peste en allerhande diere. As jy in die winter iets groen plant, is al die soorte diere, maar hier en alles wil ook maar 'n bietjie deel. So die insekte en die afstand van die markte is 'n baie groot uitdaging om te kan plant en volhoubaar te kan boer met plantery en saaiery in die Bosveld. Dit is nie eintlik waarvoor ek dink die Bosveld bedoel is nie. Die Bosveld is vir wild en vir beeste. Ook baie parasiete weer en
siektes, hartwater en die tipe goed onder die beeste wat die wild natuurlik nie kry nie. Maar dit het oor die jare vir ons 'n klomp deure oopgemaak om dan ook in die goeie tyd met wild ook te begin boer. Veral gedeeltes soos dele van my plaas het gifblaar op en daar kan jy nie met beeste vir 9 maande van die jaar boer nie. So maak hy hom vrek, as hy hom eet? Ja, as hy 'n blaartjie of 2 blaartjies inkry, is hy vrek. En dit is 'n gedeelte, ek sê 9 maande van die jaar. Daarna word hy hard en ryp die blaar en dan is hy baie minder giftig. Maar dit is 'n groot probleem as jy gifblaar op jou plaas het. Dis 'n ondergrondse tipe rank wat net blaartjies bo op die grond uitkom tussen die gras. En hy's blykbaar ook nie smaaklik nie, maar hulle vreet hom net saam met die gras en dan het jy baie moeilikheid. So jy kan baie groot skade kry as gevolg daarvan. Niels, dit is interessant vir my, ek sien jy het hierdie pragtige mango boom in die tuin. Ek dink nie, ek kan nie onthou wanneer laas ek 'n mango boom gesien het nie. En dan jou piesangs hierso, so jy praat van plant. So is dit primêre, en ek weet hier is 'n mango plaas op pad in hiernatoe. So wat plan die ouens tipies hierso? Wat is baie populêr? Ja, citrus is baie gewild. Ons het net nie 'n citrus aanleg nie. Hier was ook 'n baie groot tafeldryf aanvraag en 'n stormloop. Baie groot koelkamers opgesit ook op 'n stadium. Hoe lang terug is dit? Dit was so 10, 15 jaar gelede. Is hier baie groot wingerde aangelê aan die Limpopo en ook aan die Palala rivier. Was daar baie groot druiwe boere en hulle dit was maar eetdruiwe, tafeldruiwe. Dit het ek weet nie rarig waarom nie, maar dit het nie volhoubaar aangegaan nie. Die citrus en dan mango's is nie baie groot boere wat dit sou aanplant en rarige lewe daarvan maak nie. So ons is rypvry hier op ons plaas is nie ryp nie, daaroor kan hier piesangs, veral die wilde piesangs, mango's en die citrus gaan baie goed aan. So ek dink ons is in die regte deel, die regte streek vir citrus en dan mango's veral doen baie goed. So jy's gebore en getoe in die dorp, van kleintyd af passie gehad, geweet het gaan boerdery wees, maar nou ons gaan nou ook 'n bietjie gesels, jy het obviously 'n ernstige entrepreneuriese gees. Ja, die boerdery, ek sê, het sy beperkinge, omdat ons nie rarig besproeiingsboere was nie, en die tye toe ons hier geboor en groot geword het, was daar nie besproeiing nie. So, dit was maar 'n gesukkel. As dit 'n droë jaar is, het jy absoluut niks. 'n Goeie jaar is, dan draai jy weer vir 'n jaar of 2, maar dit is nie rarig saai wêreld nie. So, as jy kan besproei, het dit heeltemal verander. Ons is reg langs die Magol rivier, waar water ook 'n beperking is, 'n groot beperking. Daar is 'n baie streng waterkwota wat baie goed beheer word. Maar die industrie neem ook 'n groot deel van ons water op. Die kragstasie en dan ook Grote Geluk steenkoolmyn, die 2 kragstasies. So ons moet deel, die boere moet deel die water wat beskikbaar is van die Magol rivier af, van die Magol dam wat deur die rivier vloei tot in die Limpopo. So water is 'n groot probleem en daarom het ek ook nie besluit om te plant nie. Ek het besproeiingsreg en ek betaal die regte omdat die grond se waarde verhoog. Vir eendag as ek dalk sou verkoop of iets, maar ek benut dit nie want ek weet nie wat om te plant wat volhoubaar vir my geld in die sak gaan bring. Wat is ek dink nou juis ek was nou einde Junie is ek 'n bietjie daar in Appington gewees. Jy praat nou van hoe water 'n plaas se waarde letterlik vertiendubbel. Hoe lyk daai kostes hierso? Wat kos 'n plaas gemiddeld nou hierso per hektaar en as jy nou die besproeiingsregte saam met dit, wat gebeur met daai waarde? Die waarde van jou besproeiingsgrond is omtrent 10 keer wat droë land sou werd wees. So dit is die moeite werd.
Ek het byvoorbeeld op 1000 hektaar, so het ek 15 hektaar besproeiingsreg. En omdat ons hier tussen die berge is en relatief marginale grond het, moet jy intensief maar plant en bemes, en dan is die markte van hier af bederfbare produkte met die mark wat 300 kilometer ver is. Yes, en daai koue ketting nou, dis seker ook is duur. Dis 'n baie duur oefening. So hier is mense wat valwaar lemoene, maar dan moet jy elke jaar op 'n nuwe stuk grond plant. Mielies is nie regtig 'n opsie nie, want jy het groot hektare, groot lande nodig om dan dit ook dan bekostigbaar te kan verbou. So die besproeiingsgrond is baie meer werd, omdat die mense dit dan meer intensief doen, meer groente plant, en dan in kleiner formaat, maar hoër intensiteit, wat hulle dan die groente verbou. En daai 15 hektaar is groot genoeg, as jy tipies so iets sou wou benut. Ja, 15 hektaar is baie. As jy dit in beddingkies opdeel, sou ek dink 15 hektaar is nie baie nie, maar maak 'n paar eie beddings. Ja, dan kan jy nogal besig wees. Insetkostes, soos jy weet, is maar baie duur. So dit bly 'n probleem om jou diesel en al jou toerusting en arbeid uiteindelik om dit by die mark te kry en jou geld te kry. En dan moet jou tydsberekening reg wees, sodat jy in 'n tyd wat ander ouens nie het nie, moet jy kan lewer. As almal lewer gelyk, dan maak dit nie saak hoe goed of hoe groot jou oes is nie, dan gaan jy ook nie geld maak nie. So dis eintlik die uitsondering wanneer jy 'n goeie markprys het en dan die aanvraag so is dat jou produk dan 'n aanvraag is op daai stadium. So verskil baie soos die Engelsman sê moving parts wat mense in ag moet neem. Dis reg, ek dink dis waar die besigheidsbeginsels in 'n ou se kop begin vassteek. Wat moet ek doen? Hoe moet ek dit doen om dit volhoubaar te kan maak? En wel eerstens maak ek geld daarmee. Of hou ek myself en my mense net besig? En ek dink wat belangrik is dat 'n mens baie vinnig moet leer en moet aanpas. As jy hier groot geword het en jy dink jy moet met mielies boer en jy hou elke jaar aan en jy sien dit maak nie eintlik geld nie, maar jy glo of hoop dat dit naderhand gaan regkom, dan gaan jy dit nie maak nie. So mens moet aanpas en dan moet jy besluit wat is die volgende, en jy moet dan diversifiseer, jy moet iets anders dan plant en kyk, maar gaan dit werk? Gaan pompoene my help? Dan sien jy, ja, vir eerste jaar het dit baie goed gewerk, want toe was ek eerste op die mark, en omdat ons in 'n warm streek is ons baie keer baie vroeg op die mark. Maar as die groot ouens begin inkom en die tomaties in vroeë winter dan inkom in groot massas, dan as jy nie vroeg genoeg geplant het nie, dan gaan jy dit ook nie maak nie. So jy kan nie kompeteer met die groot ZZ2's en die goed as die tomaties en die groot ouens met pompoene en butternuts en die goed plant nie. So as jy deur daai oefeninge is en jy sit waar ek 10, 15 of 20 jaar gelede besluit het, ek gaan nie meer plant nie, want ek het nie iets gesien wat ek kan plant wat vir my gaan aan die lewe hou nie. Wat wel werk is dat jy aangeplante weiding kan plant, jy kan 'n bietjie skape daarop hou, jy kan grasse plant en boontjies. Boontjies help baie dat jy kan voer maak vir die winter. Dis nou die sorghum wat jy baie hoë opbrengs het, jy sny dit af en baal dit, en dan kan jy dit bære vir die wild en die beeste in die moeilike tyd. Maar 'n kontant gewas het ek agtergekom gaan nie werk nie, en ek het baie gou besluit dat die wild gegeewe die veldomstandighede, die vreedbare bos wat ons het is ek dink 'n baie groot pluspunt. Ons het onlangs hier het ek net vinnige opname laat maak, so 84 verskillende boomspesies op die plaas. En dit was net langs die pad. So ons het 'n baie groot verskeidenheid van bome wat die wild kan benut. So al is daar nie gras nie en in die winter val die blare af, dan het jy in elk geval ook kos op die vloer.
So ek het aangepas daardeur deurdat ek besluit het die beeste was 'n opsie, 'n gedeelte het ek nog steeds beeste gehou en die res het ons maar toegespan. En dan wild en wat ons dan benut gedurende die jagtyd. En COVID was dit nou vir ons baie moeilik, ons het nie buitelandse jagters gehad nie, met die bure wat uitsluitlik met Amerikaners jag, het baie by ons kom jag, die trofee bokke wat ek gehad het, het hulle teen 'n baie beter prys by ons gekoop, en dan het ons maar plaaslike biltongjagters geakkommodeer. En hierdie jaar was selfs die biltongjagters maar baie beperk, en ons het baie min jagte gehad. So som die besigheid op, en ons gaan nou natuurlik by een van jou baie interessante produkte wat spruit uit landbou natuurlik uit, so beeste, wild en dan nou die jag. Wat is die split daarso, as jy nou persentasie gewys, waar is die gros van die besigheid? Die gros van die besigheid is maar by die jag, by die biltongjagters. Ons het 'n wildkamp, 'n kamp wat ons langs die rivier opgesit het, wat ons ook naweke uitverhuur vir families. As lekker die bouma wat Callie het van 'n bouma gepraat. Ja, is dit? Ja, daar's 'n paar boumas, 'n lekker tentkamp onder teen die berg aan die rivier. Ons het daar 'n bietjie fasiliteite soos 'n zipline, glylyn en speelplek vir die kinders, en dan is daar baie staproetes, 4x4 roetes wat jy ons kan ry, ons ook motorfietsryers en dan bergfietsse. Ek het self paaie gemaak in die berge. So dit, as mense dit regtig goed sou bemark en belangstel daarin, is daar baie aanvraag. Die mense in die stad geniet dit verskriklik om 'n naweek op die plaas te kan wees, en ek nooi hulle uit en ek vra vir hulle, en dis maar ek is seker al half bekend daarvoor, dat ek vir al die mense vertel, dat ons kry nie die lekker klaar nie, kom help ons. Daai is 'n kragtige, ek wil sê sales speech, nee. Ja, die lekker hou nie op nie. Ek hou baie daarvan. As ek Sondagmiddag die kinders hier was en ons pak op by die kamp, dan bly al die lekker nog daar. En dis amper hartseer, omdat daar mense kan wees wat graag hier sou wou wees, en die lekker is nog steeds daar. So, jy het nou gepraat van, jy weet, jy moet wakker wees, die verandering, en jy het nou ook 'n baie goeie voorbeeld van Arend en die duif wat aanpas in die stad, en hy oorleef. Arend is magtig, maar hy gat, wil ek sê. En hy sien sy gat. Dis presies dit. As jy nie aanpas nie, en die arend met al sy, as jy kyk met sy kloue wat hy het, die vlerkspan, die spoed wat hy het, hy kan enigiets vang wat hy wil. Ook dan binne perke, maar tog hoe hy toegerus is om te kan doodmaak en te kan oorleef. Teenoor die duif van die ander kant, wat op Kerkplein op 'n paal se kop gaan sit, en hy maak daar 'n nes, en hy is nie skaam om die broodkrummeltjies wat die boemelaars mors te gaan eet nie. En hulle oorleef, en hulle vervuil amper in die stad, omdat hulle bereid is om aan te pas. Die arende het ons allerhande belangegroepe om te kyk na die arende en te sorg dat hulle oorleef. En dit raak net al moeiliker, gegee die omstandighede, en die arende bly net weg van mense af, en hulle gaan uitsterf, en sterf uit, omdat die hele wêreld die bome word afgekap, die habitat word verongeluk, en die probleem is juist dat die arend is skie, en hy is nie bereid om aan te pas nie, hy gaan eerder uitsterf. Ja. En as ons mense, veral ons boere, ons bitterboere, wat ook moet aanpas, daar is 'n klomp aanpassings wat ons moet maak. As ons nie bereid is om dit te doen nie, gaan ons ook soos die arend in die lug bly, en naderhand uit die lug uit en op die grond val, en ons gaan dit nie maak nie. So ek dink dit is 'n groot les vir elke mens as jy na die natuur gaan. Ek sê ook vir baie van my mense, jy moet kyk na daai duif wat daar op die tak sit. Die kos gaan nie na hom toe nie. Hy klim af en hy gaan soek die kos. Dan kom sit hy weer en dan kan hy nes maak. En dis wat ons ook moet doen. Jy moet die kos gaan soek, jy moet die kos gaan haal, by mekaar maak, en dan moet jy oorleef in die tye wat daar nie kos is nie. En dis in tye wat daar nie kos was nie, soos nou in COVID,
waar ons baie dankbaar is dat ons ook dan die internet en die tegnologie kon inspan om in hierdie tyd te kon aanpas, terwyl ons nie kon skoue doen nie. Ons het 'n produk wat ons verkoop, wat ons na al die groot skoue toe gaan. Dis 'n Magic Clamp draadklampmaker, wat ons baie goed aan die lewe hou en wat ons baie mee besig is en wat ek dink 'n noodsaaklike stukkie gereedskap is vir elke boer. So kom ons delf 'n bietjie in. Ek wil nou jy so Magic Clamp nou 'n bietjie in detail ingaan en ek dink dis weer eens 'n voorbeeld van jy weet dis duidelik is waar ek met suksesvolle boere gesels. Die manne het nie al hulle eiers in een mandjie nie en hier sit jy ook klassieke voorbeeld van weet hier's hierdie ek wil sê landbou verwante produk, maar dis nie 'n bees nie en is nie 'n mango nie. Ja. So waar verduidelik ons gou wat is die Magic Clamp en dan natuurlik hoe het jy besluit op hierdie besigheidsgeleentheid? Kyk, soos wat elke boer maar 'n behoefte het aan water, het jy ook 'n behoefte aan 'n klamp, want om water te kan hê, het jy pype nodig. Die goedkoopste waterleiding is maar 'n plastiekpyp. En as jy sukkel met klampe wat oproes en wat nie effektief is nie, as jy hoë druk uit die pype uitskop, dan verloor jy ook baie water en jy verloor tyd. En dit kos jou geld, as jy 'n besproeiing 'n stuk wil nat spuit deur die nag en die pyp skop uit, is môre alles verspoel en die klampe was nie effektief nie. So ek het dieselfde probleem gehad en ek het 'n baie goeie oom gehad, om Jimmy Grieshaber. Hy was eintlik die entrepreneur wat die Magic Clamp se werking, die beginsel van die werking van hoe hy werk uitgedink het en mee geëksperimenteer het. Hy het vir my kom kuier en ek het na die prototipe gekyk wat hy gehad het. So dis nou sy persoonlike behoeftes. Ja, hy was soos al ons Duitsers maar entrepreneurs en ons wil ontwikkel en ons wil ontwerp en ons wil dit goed makliker maak. Ek byvoorbeeld as ek met 'n implement werk, enige iets en hy breek, dan is ek daarop ingestel om hom beter reg te maak dat hy nooit weer breek nie. So en baie van die goed kyk jy na en dan sien jy hy's maar 'n bietjie flimsy of hy's maar 'n bietjie swak gebou of hy gaan nie te lank hou nie, maar dan verbeter jy hom. So my frustrasie en dis waar die aanpassing weer bygekom het, met al die klamp toerusting wat daar was, die draadklampmakers waarna ou kyk by skoue, het almal vir my 'n baie groot leemte ingehad, dat jy nie maksimale trekkrag op hom kry nie, dat jy 'n klomp draad mors tydens die oefening, dat dit baie lomp is, langdradige oefening en dan het jy extra... Dis die pan, langdradige. Dis reg. En dan is dit moeilik, want jy werk binne in 'n gat en jy werk in moeilike omstandighede en dan moet jy sukkel met 'n stuk gereedskap wat nie effektief is nie. So jy beskadig die draad breek terwyl jy besig is om die klamp te maak. En dan het jy nog 'n snytang, 'n sidecutter nodig om die draad los te knip. En dan het jy 'n bondels draad waarmee jy niks kan doen nie, wat opgevrommel is en wat beeste dan kan optel en sommer jou voete en voertuie se bande steek en al die goed. So 'n losstukke draad was vir my 'n groot ewel, want jy moet nie goed gaan ernstiger. Dit het nie kommersiële waarde meer nie, want niemand wil stukke gemors draad koop. So as jy 'n klompie klampe gemaak het, sit jy met 'n klomp draad. Die gereedskap wat daar was, het die galvanisering beskadig, so jou draad het begin roes. En daarom het ek toe saam met oom Jimmy, ek het 1 of 2 keer met hom by mekaar gekom en ek het 'n klompie idees gehad van hoe die ding baie beter kon werk. Hy is ongelukkig kort daarna as hy oorlede. Hy het eintlik nog al die tyd, soos wat elkeen van ons maar droom, dat jy eendag 'n patent gaan uitvind wat jou gaan ryk maak. Maar hy, ekskuus ek val jou rede, Niels, hy is soos 'n bierman, waar die oop maak en jy hom nou? Hy was maar sy lewe lank in die plantasies, in die plantasies het hulle gewerk
en dan het hy maar vir homself gewerk. Hulle het 'n vakansieoord gehad en dan het hy homself maar besig gehou met allerlei patente. Hy het byvoorbeeld 'n patent ook uitgebring waar jy 'n vrou alleen bande kon oppomp as jou een wiel pap is, het hy 'n toestelletjie gemaak met pyp 2 klampies aan die spaarwiel en aan die ander 3 bande om daai een band se drukking op te kry. Met 'n klein metertjie, baie interessant. Hy was ook 'n probleemoplosser. As hy iets gesien het, het hy daaraan gewerk en dit het hom gefassineer. En toe het ek maar die tangetjie met sy vrou, my tannie, sy toestemming het ek aangegaan daarmee. Jy het obviously gesien, hier's 'n geleentheid. Ek het gesien, hier is die tang, hier is die produk, hy het nog nie al die goed wat ek in hom wil hê nie. Hy kon byvoorbeeld nie die draad knip nie. Ek wil 'n produk hê, 'n gereedskapstuk wat alles in een doen. One stop shop. En wat nie draad mors nie, wat nie die draad beskadig nie, wat lewenslang kan hou, want ek wil nie 'n Chinese sidecuttertjie koop en as jy die eerste keer 'n draad knip, dan is hy stukken of stomp nie. So ek wil hom maak dat ek trots is daarop om 'n stuk gereedskap vir iemand te kan gee wat ek kan besluit en vir hom kan waarborg en vir hom sê, hier is die produk wat ek getoets het. Ek het hom oor 15 jaar het ek gewerk daaraan. Ek sal vir jou 'n klompie voorbeelde wys van waar ons begin het en waar ons nou is. Waar het jy hier op die plaas net aan die ding, of het jy ingenieurs ingekry om vir jou, jy voel jy wil hom so hê, laat hulle hom vir jou so kan maak? Wat was daai proses? Ja, die proses waarmee ons begin het en waarmee om Jimmy begin het, nadat ek en hy het 'n aluminium stukkies handvatsels gehad wat hy uitgesny het en die beginsel daarop gevestig. Daarna het ons dit na 'n gietery in Johannesburg. En daar is ons het hier 'n voorbeeld van die gietsels. Dis maar 'n sandvorm wat jy maak. En dan gooi hulle die warm staal daarin en dan kry jy, as jy nou die sandvorm weer stuk inslaan, dan kry jy nou die vormpies, staalvormpies wat daar uitkom. Dit het baie probleme ook, want terwyl die staal baie warm is, maak hy borrels, en as jy dit nou giet binne in daai sand, omdat dit dun handvatseltjies is, dan breek hy en hy vorm nie al die plekke mooi, dan eintlik het jy dan so 'n middelstrook van die gietsel, wat dan 'n baie goeie produk is. Na die einde toe word dit weer koud, en dan maak dit amper druppeltjies binne in, so jy baie beperkte hoeveelheid wat jy regtig kon gebruik. So ons het 'n klompie daarvan gemaak. Ek het dit ook in my garage hier, so het ons die goed geboor en geskuur en gesny en gesaag en aan mekaar vasgeslaan. En ek het een skou gaan doen, by die Bosveldfees het ons die 160 wat ek gemaak het, in 3 dae uitverkoop. Wanneer was dit toe? Wat is jou Dit was 2004. Sure, so 16 jaar terug. Ja, maar dit was toe sê die blok uit. Ja, maar toe kom ek agter dat dis nie volhoubaar om dit teen die tempo te maak en te sukkel met die kwaliteit, want omdat jy 'n spesifieke staal moet hê, jy kan nie die gietstaal temper en mee werk nie. So jy kry hom soos wat hy is. Dan is daar harde deeltjies, dan kry jy hom nie geboor nie, dan boor jy en dan is daar 'n gat binne in die handvatsel, so dan moet jy dit, so het baie afval en baie sukkel. Toe het ek dit na Easterand Forging toe gevat, 'n Duitser wat ook aanleg het, wat hulle staal, soos wat jy maar jou gedoor gereedskap, hulle drop forge, maak hom ons rooi warm, en dan word hy geslaan in 'n hamer, in sy vorms. Okay. En dan druk hy hom uit, dan het jy die handvatseltjies waarmee jy kan werk. So is baie vinniger, kwaliteit is stabiel. Dis reg, jy kan produksie opjaag tot omtrent waar jy wil. Daarna het ek dit na 'n ingenieursmaatskappy in Johannesburg gevat, wat vir my die gaatjies geboor het,
die verwerking so 14 stappe daarna, dan het ek hom in 'n pakkie en dan kan ek hom verkoop. Yes. So dit was ook baie duur en dit het ook 'n beperking gehad op die draaityd en die ingenieursmaatskappy kon nie net vir my tangetjies mee werk nie, so hulle het baie ander werke ook gehad. So, en om 'n aanleg op te sit net om die tangetjies te maak en die hele ketting en dan moet dit gegalvaniseer of gekroom word. So die behandeling, die verhardingsproses op jou snykante. So ek sê daar's 14 stappe voordat jy hom in jou hand het wat jy kan sê hier is hy. En nou is hy bemarkbaar. So dit is duur staal in eerste plek wat jy gebruik, want jy moet genoeg staalkwaliteit daaraan hê dat jy met hom kan werk. Dis hoekom jy 'n lewenslange waarborg het. Dis hoekom ek weet nou dat dit is die beste staal wat ek kon kry, wat beskikbaar is en waarmee jy nog steeds kan werk. Daarna het ek toe ek die probleem kry in Suid-Afrika dat dit begin baie duurder raak om hoë volumes te kon kry, het ek dit in die buiteland begin doen. En ons het daar's 'n baie goeie fabriek in China. En baie mense kyk na die Chinese, maar hulle bou Porsches en hulle bou van die beste produkte wat daar ooit is. So jy kan vir die Chinese sê wat jy wil hê. En ek het die produk by hulle, wat hulle dan vir my waarborg, en wat ek dan kan waarborg. Jy kan staaldraad met hom knip, solank as wat jy wil, en jy kan met hom werk. En as jy hom gebreek kry, ek het nog nooit van hulle teruggekry nie, maar as hy breek, dan waarborg ek hom en gee vir jou 'n nuwe een. So ek wil net vandag daar stop met wat was jou proses om hierdie verskaffers te gaan soek? Jy weet, natuurlik wat jy begin in Johannesburg, met hierdie kosteman maar ingenieursfirmas, wat ook al. Hoe het jy wat was jou eerste stap om te sê, okay, waar begin ek? Was dit 'n Google oefening en dan natuurlik nou met die Chinese ook? Wat gee ons 'n bietjie meer vleis daar as ou nou wil gaan source in China? Ja. Waar die hel begin jy? Die groot les wat ou moet leer, ons het net nog gepraat van aanpasbaarheid. En dan moet jy jouself net sommer deur 'n klomp mense laat beïnvloed en negatief raak oor 'n produk. En as jy glo in jou eie produk, moet jy die hele tyd aanpas en met hom werk, want jy kry terugvoer. Omdat ons, as jy by 'n skou staan, soos by Nampo, waar ons nou 14 jaar agtereen volgende elke jaar is, Ja. dan het jy terugvoer, en dit is wat 'n mens aan die lewe en aan die gang hou. Dis wat jou vuur aanblaas en wat jou wakker hou. As jy luister. As jy luister. Dit is die ander een. Daar sal 'n klomp slim mense wees wat vir jou sê, maar sy oupa het dieselfde klamp met 'n 6-duim spyker gemaak. Nou ek het 'n 6-duim spyker en ek het 'n sterpunt skroewedraaier en ek het 'n tangse handvatsel waarmee elke ou sê sy oupa het dan gee ek hom 'n stuk draad en ek gee hom die tang of die spyker. Dan vra ek hom om vir my hierdie klas 6 of klas 10 pyp se klamp te kan maak soos wat ek hom maak. En dan is 99% van jou sal vir jou sê, ja, nou maar nie hierdie klas pyp nie. So, en dan het jy natuurlik baie slim ouens wat vir jou sal vertel van die ding sal nooit werk nie en draadroos en allerhande ander goed. Maar dan moet jy net in jouself glo in jou produk. Jy weet jy het hom aangepas, jy weet jy het hom getoets. As jy hom getoets het en jy weet hy gaan werk, dan kan jy hom waarborg. En dan kan jy, as jy glo in jou produk, is daar niemand anders wat hoef te glo totdat jy hulle oortuig het naderhand. En hulle sê, sien is glo en voel is waaragtig. En die terugvoer wat ons kry, by honderde mense, terwyl ons besig is met die stalletjie, sal 'n ou van 6 meter weg, sal vir almal daar sê, luister, hierdie is die beste ding wat ek ooit gekoop het, koop hom. Hy skrum nie om. En dit is wat 'n mens lewendig hou, en dis wat jou laat glo en weet, dat jy hierdie produk is reg, en jy moet hom net bemark, jy moet hom net by die mense kry. So ons het nou gepraat van, wat is negatief, wat laat 'n mens negatief op die goed. Die probleem is om mense te oortuig.
dat hierdie R400 wat hy nou gaan uitlê vir hierdie produk, gaan hom in staat stel om nooit weer nodig te hê om 'n klamp te gaan koop nie. Jy moet, en mense het 'n weerstand teen draad. Jy kan nie, Hoekom is dit so? omdat die mense altyd draad verkeerd aangewend het, hulle met 'n tang gedoen. 'n Tang is gemaak om draad vas te draai, nie om draad te trek nie, want dan sou hy 'n draadtrekker tang genoem gewees het. So elke boer wat 'n tang en draad gebruik, sit jy hom om die ding wat jy wil draai, en jy vat hom met die tang en jy wen hom op. Jy wurg hom eintlik, maar jy wil hê hy moet trek, maar jy het hom klaar dood gewurg, hy kan nie trek nie. So nou draai jy hom af, dan sê jy gaan haal 'n dikker draad, wat jy nog minder trekkrag mee kry. So dinner jou draad, hoe beter trekkrag het jy en jou wringkrag dan reg, en jou bind manier, jou 360 grade bind reg rondom jou pyp. Dis wat jy dan wil hê. Jy wil hom trek maksimaal, en dan bind jy hom op mekaar, en gebruik jy die wrywing van die knoop wat jy maak, dat hy nie weer loskom nie. So die negativiteit is dat elke ou het 'n rol draad. Wat ek doen is dat ek knip 'n draad van 1.5 of 2 meter, dan rol hom op 'n pyp, 'n klein rolletjie, en hy is in jou gereedskapkas, en jy kan 10 of 20 klampe met hom maak, waar jy agterop 'n bakkie 'n stuk roldraad sien, en dan lê hy in jou pad. So die mense moet gewoond raak daaraan dat jy jou draad gebruikersvriendelik maak, deur 'n klein rolletjie te hê in jou gereedskapkas, en jy kan enige grootte klamp met hom maak. Die draaddikte is jy ook nie beperk op die tange nie. Die klein tangetjie, die deluxe, kan jy tot 'n 2.5 mm, wat amper 'n blou draad is, mee werk. En dan die groot tang, die jumbo, kan jy van 'n 0,5 mm draad tot 4 mm dikte draad werk. So kom ons kyk 'n bietjie na die koste. So jy ons praat van 'n klamp, né? So nommer 1, wat kos, as jy nou 'n koste-analise, ek dink onmiddellik nou aan weggooi draad, wat die tradisionele manier, en dan die koste van 'n klamp. So hoe vinnig kry jy jou R400 terug as jy nou jy weet, daai elimineer, 'n dierder klamp, en natuurlik die afval. Dis presies. Jy kry ook klampies wat dierhandelsmerke op het, soos 'n Mercedes, 'n wapentjie op. Jy kan hom met 'n nommer 8 of 'n 10 spannertjie kan jy hom draai, maar hy het net 'n beperking, dan strip hy. Van hulle is vlekvrye staal, maar hy het ook nie genoeg trekkrag nie. Elkeen van hulle... Dis is 'n ordentlike oplossing van die probleem. Hierdie is 'n permanente probleemoplossing, want jy kan vlekvrye staaldraad gebruik wat nooit roes nie. Jy kan koperdraad gebruik wat uiters effektief is. Koperdraad het geen wringkrag nie, maar hy het 'n geweldige trekkrag. As jy kyk, jou telefoonlyne was suiwer koperdraad. Kan hom baie styf trek, en hy's baie sterk, maar as jy hom begin opwen, dan breek hy. Nou die tang van ons gebruik koperdraad baie effektief, sodat jy 'n baie sterk klamp kan maak met koperdraad. Jy kan draad ook dubbel maak, en dan het jy nog 'n beter dubbel trekkrag van die dikte draad wat jy gebruik. So wat kos 'n Mercedes-Benz klamp? Hy kan jou iets van 15 na 25, 35 rand kos op 'n 40 mm byvoorbeeld, wat jy op jou verkoeler se pype sou sit. En dan tot R5, R6 vir jou kleiner klampies van 3/4 duim en duim grootte. So as jy 'n handvol klampe gevat het, en jy het 'n handvol lasstukke, en nou die voordeel van die tange van ons, dat jy nie nodig het om lasstukke te gebruik nie. Die rooi en swart lasstuk en stukke, die reducers, waar jy van 'n 40 na 'n 50 mm belas. Sit jy die 40 mm binne in die 50 mm pyp, en jy trek hom net vas. Want hy trek hom baie meer effektief, en hy sal nooit daar uittrek nie. Waar jou polyuretaan swart pype is baie meer rekbaar as die swart of oranje plastiek lastuk wat jy het. Die beeste trap hom stuk in, as jy met 'n voertuig oor hom ry, trap hy hom stuk in, het altyd lekke, en dit is 'n baie kort stukkie pyp. So jy het 'n beperkte afstand waar jy jou klampe kan opsit,
En as jy nie as jy nie die pyp saamtrek, dat hy binne in die groewe intrek nie, dan gaan hy nie hou nie. En dit is wat die klampe nie kan doen nie. Hy kan nie tussen die ribbe, kan hy nie jou pyp behoorlik vasttrek op jou lasstuk nie. So dit staal of plastiek. Ons jy die hassle factor amper daarso en dan behalwe nou water wat jy verloor in die proses om die ding nou lek en jy moet weer die klamp gaan gebruik. Maar dit klink vir my of jy jou produk in 'n jaar het jy hom betaal. Ja, dit hang af hoeveel jy werk het. Ek het onlangs het hy vir my 'n foto gestuur waar hy uit sy tank uit sy drukpomp en na die besproeiing het hy iets soos 48 klampies gemaak. Hy het my vinnig die sommetjie gemaak en hy sê hy kan hom nou maar weggee vir sy buurman. Hy het hom 3 keer betaal alreeds. En dan is dit net 'n verskriklike handige stuk gereedskap. Ons was een keer by Nampo en ou het daar kom staan met sy motorfiets, helm en sy rugsak en dit uitbasyn aan almal en gesê this is a surviving tool, elke ou moet een hê. Hulle het 5 ouens deur die rivier gery en ek dink die Visrivier Canyon of iets en een van die ouens se motorfiets se skokbreker vooruit gebreek. En hulle het die blikkies wat hulle by hulle gehad het, die leë blikkies oopgesny en hy het om die skokbreker met 'n magic clamp het hulle klampe gemaak en die blikkies gebruik as 'n stit om hom reg te maak en die ou het 120 km kon ry. My magte. En daai ouetjie het jou laat hoendervleis kry om te sê jy kan nooit sonder hierdie tang wees nie. Ja, wat het hy andersins? Hy is 'n ernstige probleem. Dis reg, hy kan nie eers bagasie oplaai nie, hoe kan hy nog iemand anders oplaai? So en dit is die gevalle waaraan ek dink en waarvan ek weet en dan ook trokke wat in die pad staan. 90% van trokke wat onklaar raak in die pad is as gevolg van lugdruk wat hy verloor. En die outomatiese stelsel wat die remme inskop, laat 'n sleepwa of 'n trok binne in die pad staan en dis waar die ongelukke vandaan kom. Nou ek het self 'n lowbed en dit het myself oorgekom en ek het net 'n stukkie sagte rubberpyp binne in die ander rubberpyp gesit wat deurgeskuur het. En ek het hom geklamp en ek het 'n druktoetser hierso, ek sê jou wys hoe hoë druk. Ons gaan hierdie plastiekpyp gaan tot so 25 bar. So. Waar jy tussen 8 en 12 bar druk op jou trok het. So jy kan enige pyp gebruik en hy gaan daai remme onmiddellik jy kan hom laas stukkie pyp tussen binne-in of buite om. Selfs jou gewone waterpyp kan jy gebruik klas 6. En jy kan hom binne in daai rubberpyp sit 2 klampies op, jy kan die trok start en ry. So ek wil 'n bietjie het nou van Nampo gepraat, 14 jaar, so julle is, klink vir my amper daar van die begin af gewees, nê? Nee. Nampo Oesdag is een van die grootste privaat georganiseerde uitstallings in die wêreld en is die grootste landbou, masjinerie en veeskou in die suidelike halfrond. Dit word jaarliks in Mei naby Botawil in die Vrystaat aangebied. Die skou huisves gemiddeld bykans 700 uitstallers en word deur meer as 75.000 belangstellendes bygewoon. Die oorspronklike Nampo skou is op 'n plaas met die naam Donkerhoek buite Bloemfontein aangebied in 1976. Daarna is die skou op 'n verskeidenheid van plase aangebied, totdat dit in 1974 uiteindelik so groot geword het dat dit 'n permanente tuiste by Nampo Park in Botawil verkry het. Tel ons 'n bietjie meer van die landbou skoue. Jy weet hoeveel is daar, wat is, ons weet nou Nampo is die grootste, wat staan vir jou uit oor die jare, wat lekker is, wat's goed, wat's sleg, wat's die gemiddelde koste, jy weet, gee ons 'n bietjie, ons gevreet mos net carry en reis en luister musiek en drink bier, maar mens weet nie wat die ekonomie agter is nie. Ja, wat baie lekker is, dit is 'n baie gesellige sosiale geleentheid, waarin jy die geleentheid kry, en jy het 2 of 3 dae, by Nampo het ons 4 dae tyd, waar jy optimaal die tyd en jou gehoor moet benut. Jy het net daai tyd, en jy moet maksimaal blootstelling kry en vir mense wys. So daar's nie tyd vir stories en vir wensdenkery nie. Jy moet jou produk bemark
Jy het die mense rondom jou, jy moet hulle kry dat hulle belangstel. So plasing in die eerste plek waar jy geplaas is by 'n skou is van kardinale belang. As jy in die loop is by die regte plek, by die boerdery omgewing tussen die stalletjies wat soortgelyke goed verkoop, is jy baie gelukkig. As jy een kant staan, kan jy maklik jou 6 of 7.000 rand vir die naweek wat jy daar moet betaal, kan jy maar in die water gooi, want al die plekke is nie so geskik. En daaroor het jy, as jy kyk na die uitleg, sal jy ook sien dat daar baie groot prysverskil is, waar die voete normaalweg is. En wat my boodskap nog na elke organiseerder is, maak al die plekke soos hierdie 10.000 rand. Hoekom moet ek 4.000 rand betaal en dan weet ek gaan die voete kry nie en jy weet dit ook. Dis hoekom jy my halfprys charge en nou wil ek nie kom nie. Nou ek wil 10.000 betaal, maar nou is daar nie meer plek nie. So gee my 10.000 rand se plek en moet my nie in 'n wors stopper sit waar almal deur hardloop soos baie ouens probeer nie. Dis 'n kuns en baie van die mense, Malmesbury byvoorbeeld, het dit reg gekry, Sondela wat ook dieselfde kyknet ouens dit doen. Hulle het dit reg gekry dat jy omtrent enige plek kan wees en waar jy waarde van geld vir jou geld gaan kry. Maar dit lyk vir my weer klassiek hoe die manne nie na mekaar, ek wou sê best practice gaan kyk nie. Ja, en dit is reglik Malmesbury is jy nou 'n voorbeeld van iets wat werk en jy sit nou, ek weet nou nie hoe lyk die Billy Millie fees of Parys of wat ook al van hierdie feeste wat die ouens doen nie. Ja, baie van die organiseerders het dit maar geërf. En Bosveldfees dieselfde ding. Ek het opgehou om na die Bosveldfees toe te gaan, want dit was maar 'n rigiede manier. Ons het gesê, dis hoe dit is, hier is die saal, dis die paadjie wat jy loop. Jy kan nie in 'n gangetjie 15 mense gelyktydig en langs mekaar in een gangetjie by jou stalletjie verby kry net. Maak nie saak wat se produk jy het nie. Jy kan nie die ou stop en hom wys wat jy, en my produk moet hy sien. Ek het hom 2 of 3 minute nodig om vir hom te wys wat sy voor- en nadele. As ek die ou in hierdie gang stop, dan blok hy almal van agter af. So hy kan nie stop nie. Hy kan kyk na die flikkerliggies en die flitsies wat die ons verkoop en dis die beste wat jy kan doen. So as jy my nie die geleentheid gee dat ou na my toe kan kom en hier my 2-3 minute spandeer nie. En ek dink dit is met die meeste van ons produkte is dit die geval. Ek wil sien hoe hy lyk, ek weet hoe 'n flits werk. So ek kyk na daai en ek sien hoe skerp lig hy en ek kan hom koop. Maar ek kan nie elektroniese goed behoorlik toets nie. Ek kan nie 'n internetstelsel behoorlik evalueer as ek nie 'n paar minute daar staan en luister en my vrae vra en die behoorlike antwoorde kry nie. So ek dink daar's 'n baie groot les daarin te leer dat mense hulle moet kyk daarna dat almal 'n gelyke geleentheid het vir dieselfde hoeveelheid voete. En dan kan jy met 'n geruste hart na enige skou toe gaan. Dit is verskriklik lekker om die terugvoer te kry as jy 'n goeie produk het en dat jy mense kan besig hou. Dit is lekker om met die mense om te gaan, die musiek en al die ander dinge wat daar is, het jy eintlik min van, want as jy by 'n goeie skou is, kan jy nie 'n kans kry om 'n koppie koffie te drink vir 3 of 4 dae nie. So jy's daar, jy's nie vir koffie en vir partytjies daar nie. Jy's daar om jou produkte verkoop. En ek dink as die skouorganiseerder dit onder knie het, laat hy homself in die plek stel van die uitstaller. En ongelukkig het baie van die mense baie rigied geraak en ek het by Nampo self het ek al skouers geskuur met die organiseerders en gevra oor verskeie produkte. My eie produk het ek in 2002-2003 was daar 'n opname gemaak reg deur die land oor die Nampo, hoe ervaar die feesgangers dit, almal wat daar kom, hoe het hulle dit ervaar, wat wil hulle hê, waarvan hou hulle nie. Dit was my baie interessant om dit deur te lees. En ek het aansoek gedoen by Nampo toe in 2004. En die eerste antwoord wat ek gekry, daar's 300 mense op die waglys, jammer. Ek het
teruggeskryf en ek het na die bestuur toe geskryf en gesê, dit lyk vir my asof julle nie belangstel in nuwe produkte nie. Ongeag die feit dat julle in julle opnames het mense gesê, Hulle soek nuwe produkte. ons soek nuwe produkte, ons soek praktiese demonstrasie. Ek wil sien of die ding werk. Dan kan ek hom koop. Maar blykbaar is julle nie daarop ingestel nie. Julle is ingestel op die paar 100 mense wat julle het en julle is tevrede daarmee. So ek sê nie ek wil iemand anders se plek hê nie. Maak Nampo groter. As hy nie groter, as hy nie my kan akkommodeer nie, daar's mense wat my produk wil hê. En ek het gedink ek gooi maar ek het die brug gebrand en 2 weke daarna kry ek 'n brief van bestuur wat ek baie waardeer het en gesê sit jou aansoek in en hulle het my saam met Agrinet in die saal het hulle my geakkommodeer waarvoor ek baie dankbaar is. Maar jy kan nie ophou probeer nie en waar ek glo as ek reg is, dan moet iemand my eers verkeerd bewys. Iemand moet vir my sê, hier is 'n plek kom betaal jou geld, mors jou geld, want jou produk gaan nie werk nie. So, maar ek wil dit self ervaar en ek wil weet. So, Anna kan dit nie vir my sê en dan besluit dat jou produk is nie vir die boere of hy's nie vir hierdie tipe skou nie. So, toets my, vat my geld en geef my 'n behoorlike plek waar ek kan kom staan, sodat ek en jy kan besigheid maak. Ek het ook by verskeie ander skoue, ek wil nie name noem nie, want van die skoue bestaan ook nie meer nie, maar party is nog daar, wat ek vir die ouens direk na die tyd ook gaan sê. As jy dit nie verander nie, gaan ek nie weer kom nie, en ek weet, jy's nie oor my verleë nie, maar jy's verleë oor die ander 250 wat hier is, want ons betaal jou salaris, en alles wat hiermee saamgaan, niemand anders nie. Daar's 'n klompie borge, maar ons borg dit. Ek met my produk, en as ek nie daar is nie, gaan die mense nie so intoe kom. Ja, die borg gaan nie vir jou geld gee nie, want daar gaan niks voete wees. Daar gaan die mense wees nie, en dit is ongelukkig, het ons 'n Afrikaner nasie, sekere deel van ons, het baie rigide uitkyk op daai tipe van goed, hulle verander nie, en hulle gaan nie aanpas nie. Ons het in 4 jaar, 5 jaar gelede, toe ons die verkiesing gehad het, wat op daai verkiesing wat hulle gehad het in Nampo tyd, die plaaslike of die nasionale verkiesing, ek kan nou nie mooi lekker onthou nie, maar daai dag was die rekord vir ooit in besoekers aan Nampo. En dit was gesien as 'n Saterdag, en daar was hoeveel, en ook 2 jaar gelede was daar navraag gestuur na almal van ons uitstallers, om te vra, sou julle aanbeveel dat Nampo Saterdag oop is? Maar hulle het net besluit nee. Ja, so die data sê ja, maar die boere, die organiseerders sê nee. Sê nee, ons gaan nie op 'n Saterdag oop wees nie. Ek waardeer dit dat hulle sê dis nie 'n fees nie. Daar's nie musiek nie, daar's nie kunstenaars. Ek gee nie om daaroor nie. Ek wil die boere in die voete daar hê en ek wil die mense hê wat kom kyk en kom koop, my produk kom koop. Maar ek wil ook die ou wat in die week werk en wat net Saterdag kan kom, laat hy ook kan kom op 'n Saterdag. En hulle weier nie. Dis 'n 4 dae. Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag. En Maandag moet ek betaal om my eie stalletjie op te sit. Ek is 'n uitstaller. Ek het daaroor met hulle skouers geskuur en sê, hoekom moet ek my kaartjie betaal? Die plek is ons nog niks. En ek en my vrou betaal ons eie kaartjies. As ek iemand saamvat om te gaan, betaal ek toegang om in te gaan. En dis ook 'n tipe goed wat, wel, Nampo is 'n goeie skou. Hy gaan volgende jaar het hulle Nampo Alpha, 'n tweede skou wat hulle gaan saam met die jag. So nou September, Hy sou gewees het, ons sou ook daar gewees het. Ek is baie dankbaar vir dit wat hulle doen, maar die aanpasbaarheid ontbreek vir my by baie van die mense se sienings. En gelukkig vir hulle is dat daar is nie baie sulke kompetisie nie. Jy kan nog wegkom met daai rigiditeit, maar seker tot op 'n punt toe in elk geval. Ja, en hulle kan ook seker sê hulle is groot genoeg, maar wat is genoeg? En ek het nog nooit iemand kon kry wat vir my kon definieer wanneer is dit nou genoeg nie. So Nampo kan dubbel die grootte word wat hy is. Infrastruktuur, paaie gaan dit baie moeilik hanteer, wat al reeds 'n probleem is, maar dit is nog steeds, is dit 'n goeie uitgangspunt om te sê,
maksimaal, wat kan jy maak in hierdie 4 dae? En ek dink, dis die besigheidsbeginsel wat ons moet neem. Ek het eenmaal 'n jaar het ek 'n Nampo Botawil. Ek het eenmaal 'n jaar het ek Nampo Bredasdorp, wat ons nog ook vir die afgelope 12 jaar doen. Dan is daar 'n paar ander skoue wat ons doen. Ek hou van die Billy Millie fees, Vrystaat, paar plekke, Ficksburg het ons die Kersiefees gaan doen. En dis maar om ook vakansie te doen. Ons het 'n motorhuis, motorhome waarmee ons rondry. Kyk hier vir jou lekker. Ek het 2 en 2 by mekaar gesit dat hierdie is die Magic Clamp waar. Dis reg. Ek sleep 'n karretjie agterna en waar ons kamp, dan ry ons rond en reg deur die jaar hou ons vakansie. So ry moet hom net waar ons wil, maar ek is nooit sonder die tange nie. Want elke plek waar ek kom, weet ek, by die boer waar ons op die plaas oornag, dan vra hy my R150 om daar te bly. Volgende oggend koop hy 'n tangetjie vir R400, want hy weet hy het hom nodig. So, net 'n laaste vraag op dit. Wat is die beste verkope wat jy op 'n skou gehad het? Hoe lyk dit? As jy nou, ek neem aan Nampo sal seker Ja, Nampo is die beste, omdat jy regtig nie kans het om eers asem te haal. Daar is voortdurend van 7 uur wat jy oopmaak tot 5 uur die middag wat jy uit die saal moet wees, is daar voortdurend mense. So dit hang af hoeveel mense jy kan vinnig kry om te kan sien wat jy doen. Ek het 2 advertensies, 2 TV's wat ook rol, terwyl ek wys wat ook dan die verskillende aanwendings dan adverteer, sodat mense vinnig kan sien wat dit is. Maar ons maak 'n klompie geld, wat dan baie voordelig is, want jy het 'n bietjie kontant ook waarmee dan andersins mee kan gaan vakansie hou. So kom ons praat 'n bietjie. Ons praat nou van verskaffers, nee, ons het nou so 'n lekker ding. So wat en jy het nou gepraat van die Chinese is natuurlik 'n belangrike verskaffer, neem ek aan. Wat se ander verskaffers is krities in jou besighede? Jy weet, as ons nou kyk selfs die plaas, en dan wil ons natuurlik ook nou met COVID, jy weet, wat tegnologie, wat is die impak van tegnologie op die besigheid en hoe belangrik is dit? So kos delf 'n bietjie dieper daar. Dit is 'n verskriklike uitdaging. Ek dink bemarking is seker die grootste uitdaging wat enige persoon het. Jy kan die beste produk hê, as jy nie by die regte mense uitkom, die regte benadering het, en jou produk aan hulle bewys en bemark nie, sal jy nêrens kom nie. So die skoue is vir ons nog altyd 'n manier om ons produk net te gaan vertoon. Die bemarking is 'n baie groot uitdaging vir ons. Daarom, as ek nie by die mense kan uitkom nie, het ek tegnologie nodig, en dit is wat vir ons die voordeel kan gee. Ek het tegnologie nodig dat iemand my produk kan sien. Hy moet hom amper kan voel, hy moet hom ervaar, en ek moet hom op 'n manier aan hom aanbied. So ek moet deur die internet, deur al die visuele maniere wat daar is dit noodsaaklik dat ek dit by hulle kan uitbring. Ek moet vir hom die voordele kan wys. Ek het ou se aandag nodig vir nie net 'n paar sekondes nie, vir 'n minuut of 2, want jy kan nie opsom dit wat ek en inneem dit wat ek vir jou kan wys en kan bied, omdat dit heeltemal 'n denkwyse moet verander, 'n mind shift moet hê. Yes. Waar jy gewoonweg 'n tang en 'n draad gehad het, so die eerste reaksie is, ja, die draad werk nie. So nou moet ek vir jou sê, draad kan wel werk, jy moet net die regte gereedskap hê. En nou moet jy hom eers kry dat hy kan begin dink, maar dit lyk moeilik, maar dit is eintlik nie so moeilik nie. Kan dit vinnig en effektief doen. Daarom het ons 'n video gemaak op YouTube van house clamp in less than 30 seconds. Effektief, en as jy dit onder 'n half minuut kan doen, dan kan jy amper 'n brandstofpyp wat besig is om te mors, kan jy regmaak, sonder om 'n klamp te gaan soek, 'n stukkie draad. En dit het met myself gebeur in Botswana, waar die brandstofpyp uitgetrek het, 'n stroom
petrol uitgespuit het en ek 'n stukkie pyp geknip het wat ek in my gereedskapkas gehad het en oor die pyp gesit en vasgemaak. Dieselfde met die trok se probleem. So jy het iets nodig wat jy en jy dan tyd nodig om vir iemand te kan wys en visueel dink ek is die belangrikste dat jy vir ou kan wys wat hy kan doen en dat hy dit dan soos ek sê amper kan ervaar en kan voel en die voel is wragtig en daarom het ek ook 'n drukpomp gebou wat ek vir die mense dan wys op 'n drukmeter hoe sterk hierdie ding vastrek. Hoe sterk hy vastrek en gaan hy uittrek, gaan hy nie uittrek, gaan hy baars wat hy gaan doen. So ek dink die hele spektrum as jy aan iemand 'n ding verduidelik en jy wil hy moet hom koop, moet hy ingelig wees. En hoe ons die tegnologie kan gebruik. Vir my eerstens is ek net iemand kan kry wat kan hoor die naam Magic Clamp. En dit is nou Engels, maar ongelukkig was dit vir my toe ek begin dink het aan 'n naam van wat hierdie ding moet kan doen. En was dit vir my 'n magic, dit was vir my amper soos Engels sê eye opener. Om te kan sien hoe hard draad werklik kan trek en hoe hard 'n klamp jy kan maak wat ongelooflik is. En dis hoekom dit magic sal nog vir 'n klomp jaar in mense se koppe wees, want dit lyk soos toorkuns. Ja. En dit is werklik so, want jy kan twee sagte pypies in mekaar sit. Waar ek voorheen moes ek 'n stukkie staalpyp of 'n stukkie dieselpyp gaan soek om afsaag, om skurf maak, dan twee klampies opsit op die rubberpypie wat ek klamp. Nou sit ek twee plastiekpypies, die dunner een binne in die dikke, trek hom vas en daar is hy reg. So. Maar dit moet ons deur die media waar ons nie by die mense kan uitkom nie. En COVID het nou weer eens net terug vir ons gewys dat ons kon by 'n klomp mense uitkom. Ek kon oorsee op die internet kon ons by mense uitkom en ons kon die bestellings uitvoer wat ons baie besig gehou het. So is dit wat het julle anders gedoen nou met COVID? Het julle baie meer, sal ek sê, het julle oor die afgelope paar jaar die belangrikheid van video en digitale media verstaan? Of is dit nou met COVID gesê, luister, ons kan nie, ons is nie landbouskoue nie, so ons beter nou hierdie digitale ding uitfigure? Ja, gelukkig het ons al 'n klompie jare gelede met Paratus in die bed geklim en ons het nou al wêreldwyd het ons nou navraag gekry en ek kry elke dag navraag Duitsland, Engeland, Amerika, Saudi-Arabië, Suid-Korea, oralster het ek 'n klomp navraag. Die uitdaging is om dit by hulle te kry teen 'n bekostigbare prys en 'n betroubare koeriermaatskappy. Ons het koeriers, ons plaaslike ouens is baie goed, die internasionale koeriers is nog 'n groot probleem. En dit is baie duur. So as ek iemand kan kry wat hom vir my in Amerika kan aflewer met 'n waarborg binne 'n sekere tyd. Ons het die DHL baie probleem, hulle verander, hulle pryse is van, en dit is te verstaande, want daar is zones in die wêreld, daar is brandstofheffings en goed wat verskil, daar is Brexit en al die ander goeder. Daar is 'n baie groot uitdaging, die wêreld is baie wyd, en ek het 'n visie in my kop, dat hierdie tangetjie, omdat hy nêrens in die wêreld bestaan nie, en die internet sê dit vir jou, want jy kan maar gaan Google wire clamps, implemente, en dan kyk jy wat is in die grote Amerika en enige plek in die wêreld beskikbaar, want enige iets wat beskikbaar is sal op Google wees, en daar is nie 'n klampmaker wat soos Magic Clamp werk nie, hy is uniek. Wat weet in terme van Amerika natuurlik massiewe mark, maar is waar vind jy tipies jy het nou waterpype genoem. Is daar 'n spesifieke tipe boerdery wat nou meer, sou ek sê, sou dit sy waterpype of meer hierdie behoefte het? Wil ek sê wat die ideale teikenmark is internasionaal? My teiken is elke persoon wat 'n voertuig het of wat 'n trok of 'n trekker, enige voertuig op 'n huis, 'n gewone huishouding, want jy kan, daar's legio plekke en aanwendings waar jy hierdie klampie nodig het.
'n gaspypie wat lek. Jou klampies werk net nie, want hy trek 'n blinde hoekie op jou pyp, omdat hy net in een rigting trek. Hulle is nooit effektief nie. So jy sukkel in elke huishouding, elke trok op die pad moet een hê. En ek wil net aan elke ou wat enige iets met water of lugdruk of gas te doen het, behoort om te hê, en dit gaan die beste klamp wees wat hy ooit gehad het. Ek het ook, ons het 'n skou op Nelspruit gedoen, en 'n dokter wat bespuiting doen met sy vliegtuig, het die klamptang by my gekoop, en hy sit hom by die klampies wat hy het op die hoë druk pompe wat hy het. Hy mag nie, want daai klampe word geseël, en hy mag dit nie afhaal nie, maar hy kan my klamp bysit. En dit het vir my verduidelik, en daarom het ek hoë druk tot op 200 bar druktoetse met hidroliese pype gedoen. Ek het net onlangs 'n web van tussen 130 en 200 bar, die hidroliese rubberpyp met die staal versterking binne-in, het ek herstel met sukses, een klampie aan elke kant, en hy werk net. Dit is so eenvoudig. Nee, ek wil dit soos daai, ek's baie lief vir my Da Vinci se aanhaling. Dit was sê simplicity is the ultimate sophistication. So jy het links van my 'n baie goeie voorbeeld. Jy het Paratus genoem. Natuurlik internet. Jy weet, so is baie hooglopend, ons is hierso in die Stieks. So ek neem aan, so wat, jy weet, en ons is juist nou op die impak van verskaffers. So verduidelik 'n bietjie meer wat die Paratus, wat hier aangaan, en hoe julle dit gebruik. En natuurlik, jy het nou gepraat van julle het goed gedoen met COVID, oor julle ek wil sê julle is ver afgeleë, maar julle is nie disconnected met die res van die wêreld nie. Dis reg, soos wat ek net nou vir jou probeer te sê, as jy na enige ander produk kyk, of nie enige produk, maar baie van die produkte, jy weet hoe hy werk, jy weet hoe lyk 'n skêr, as jy 'n skêr op 'n tang wil gaan koop, jy weet wat hy doen, jy kan van die rak afhaal. My produk word versprei op die internet, iemand sien hom, Facebook of waar ook al, en dan stuur hy vir my 'n navraag, en dis die proses waarin ek Paratus dan nou nodig het, want hierdie, vandat die ou getrigger is, of vandat sy belangstelling geprikkel is, begin hy my vra, en dan is dit 'n kommunikasie, van my na hom, na my na hom. So in die eerste plek sê hy vir my, ek stel belang in die Magic Clamp. Nou het hy net 'n telefoonnommer op WhatsApp. Nou, en baie keer is dit Engels. Nou weet ek nie, moet ek nou in Engels probeer. Gewoonlik doen ek dit in Afrikaans. Dan kry ek 'n antwoord terug. Want ek moet weet, is dit die groot tang, is dit die kleintjie, is dit 1 of 2, of wil hy 10 koop, dan kry hy afslag. So ek moet eers weet presies wat is sy behoefte, waaraan stel hy belang, en hoeveel weet hy van die tang, en waar bly hy. So dit maak 'n groot verskil. As hy oorsee is, kan ek nie vir hom dieselfde koerierkoste vra nie, want dit gaan 3 keer die prys wees. So die onderhandeling en die opvolg van die onderhandeling en die verhouding, totdat ek vir die persoon 'n bestelvorm gestuur het, waarin hy sy fisiese afleweringsadres moet gee, en waar hy die presiese bedrag moet inbetaal, sodat ek weet dat ek die pakkie kan opmaak en dit aan die koeriers gee, en dan vir hom ook 'n boodskap stuur met 'n foto van die tracking nommer en die papier. Nou sommer WhatsApp. Alles van daar, maar gewoonlik by die huis. As ons nou hier kom, dan kyk ons, dan neem ons foto's, en ek stuur vir die ou WhatsApp en sê vir hom, jou pakkie is op pad. En ek sou dit nooit kon doen as ons dit nie deur die internet kan doen nie, want dit, soos ek sê, dit is nie 'n produk wat ou van die rak af kan koop nie. Ons is baie gelukkig, en in 2005 het Agrinet, wat ons hoofverspreiders is, en ook Proudest, koop hulle grootmaat by ons. En so dan is wholesaler, jy the one, ek verkoop aan hulle, en hulle versprei aan al die koöperasies, al die Noordwes, Suidwes, NTK, en by almal. Maar om by hulle eers te kon inkom, moes ek by die hoofkantore van Senwes en Suidwes Landbou en KLK's,
moet by die ouens kon uitkom of hulle te sê, hier is 'n produk wat ek dink wat julle kan bemark en wat die boere sal koop. So Agrinet het al het 'n skou gehad daar, so 'n verskaffer skou. Ek het aan hulle gaan vertoon en hulle het besluit hulle gaan hom aanhou. Hulle het hierdie multi-klamp het hulle dadelik gekanselleer en hulle het my tangetjie begin 15 jaar gelede. Het Agrinet, so ons is baie dank verskuldig, want as jy by enige koöperasie nou instap, kan jy sê ek soek 'n Magic Clamp en as hy hom nie het nie, kan hy hom binne 'n dag of 2 by Agrinet afgelewer kry by jou. Sure. So ek wil 'n bietjie vashaak in terme van jy het nou gepraat van Paratus internet. Kyk, Paratus satelliet internet. So hoekom is dit? Ek bedoel, hoekom het jy, ek sien jy het 'n 3G toring of 'n ding daarso. So hoekom het jy geopt vir satelliet internet? Ons selfoonnetwerke hier tussen die berge werk net nie. So as hy partykeer 'n bietjie aankom, is jy gelukkig dat jy, omdat ons hier tussen die berge bly, kry jy 'n spookbeeld of 'n spooksein. Ek weet nie hoe dit werk nie. Partymal is hy bietjie sterker, maar normaalweg is dit maar wel beteken dit niks. Jy kan of nie die ou hoor nie, of jy kan net 'n gedeeltelike gesprek voer. So selfoonopvangs by ons werk net heeltemal glad nie. Die voordeel van Paratus wat direk van die satelliet af kom is dat die berge en die omgewing maak nie 'n verskil nie. Lyk dit vir my, maar die ander ouens wat die ander tipe internette en goed het, se torings is kort 'n probleem. Hulle sit dit bo op die berg waar hy eerste plek blootgestel is aan die weerlig. En dan slaan hy hom uit en terwyl hy weer dit reën en vir die week of 2 of 3 dae gaan die ouens dit nie herstel nie en dan sit die ouens sonder internet. So my bure en die mense wat nie satellietopvangs het direk nie, is kort 'n groot moeilikheid. So dit is, ek dink dit is maar mense vergeet dis nou by tegnologie met 'n WhatsApp, nee, want dit is hoe jy dan bel, nee. As jy die Wi-Fi sein het, nou kan jy besigheid doen, nou kan jy kommunikeer met die buitewêreld. Dis klink vir my die kritiese dinge, natuurlik nou die nice to have, jy weet, Netflix en so aan. Ja, ons is die ander groot voordeel wat ek waardeer het van Paratus is dat hulle my Telkom lyn, die 014 plaaslyn, het hulle geport en as jy nou my ou 014 Telkom nommer skakel, dan gaan hy oor op die satellietfoon wat ook gekoppel is aan Paratus, waarna ek die diens kry wat ek 99% van die tyd gebruik. So ek gebruik die satelliettelefoon, wat dan sy eie nommer het, maar wat ook geport is met jou Telkom lyn. Nee, magtig. Hoe lyk 'n satellietfoon? Is dit nou maar... Dis 'n klein digitale telefoontjie, wat kleiner is. Maar hy jy los hom in die huis. Hy is soos jou landlyn. Ja, maar hy's beweegbaar, is portable, so ek kan buite rondloop en ek kan bel. Ek het 2 telefoontjies en jy kan ook 2 lyne gelyk bel. So terwyl jy op die een praat, kan die ander een skakel. Ek en my vrou kan elkeen op 'n satelliet telefoon wees en bel. Bel jy verniet uit dan nou? Ek gebruik data. Is okay, so jy het die data. Maar jy het nou onbeperkte data. Ja, so dan is jy right weer. Ek het onbeperkte data en dan is daar klein kostes. Ek dink die meeste wat ek nog vir telefoon betaal het 'n maand was so R115. Yes, en jy hardloop, so dis nou persoonlik en jy hardloop die besigheid op. Dit is absoluut die moeite werd. Die telefoon, satelliettelefoon wat beskikbaar is, Telkom lyne is lankal afgesteel. Jy kan sien hier by ons is geen draad meer nie. So is geen Telkom. Ek sien jy het 'n ou telefoonpaalie in die tuin wat nou vir my. Dit was 'n museumstuk wat is heel dis 'n museumstuk en die drade omdat Telkom nie meer werk nie, het ek die lyn by hulle gekoop. So ek het ou telefoonpale en die ou draad wat baie goeie klampe maak want hy's koper buite hom. Wat baie sterk klampe kan maak. So ek het 'n goeie naverbruik van Telkom, behalwe die syne en die diens wat ek verloor het. Niels, ek gesels so lekker met jou hierso in die tuin. Ek sien alweer die tyd het ons ingehaal hierso. Verskrik, dankie vir jou tyd. Dit is heerlik om hier te sit en is regtig 'n inspirerende storie. Is nou ek moet sê is die eerste boer wat ek nou hierdie jaar gesels wat nou 'n produk het wat hy fisies
aan die publiek, ek wil sê 'n B2C, 'n B2B en dan nog sommer internasionaal ook verkoop, hoor. So dit is inspirerend. En weer eens, ek wat vir my, wat ek net nou ek wou dit beamoen het, dat ek sê altyd vir mense met sekere goeders, is dit altyd ideaal om te kan sê, of as jy iets probeer verkoop, is do as I do, don't do as I say. Jy weet, en hier in jou geval is dit do as I do. Jy weet, dit is eerstehandse beproef, bewys en het werk, jy weet, hier op die plaas en nou gaan verkoop jy hom. Dis reg, ek dink 'n baie goeie boodskap, 'n les aan elke persoon, dat as jy glo in jou produk en dit wat jy doen en jy het 'n passie daarmee, is dit net jy wat so dink op daai stadium, en op enige stadium maak dit nie saak wat ander mense dink. Jy moet dit glo en jy moet dit uitleef, en dan moet jy aanpas daarbey, en mens moet nie blind wees en dink jy weet alles nie. Mens moet kyk na wat is die kommentaar, wat is die, en ek het so 'n bietjie agtergrond waarin ek nabetragting doen van die polisie weermag se tyd, het mos maar die so oefeningkie wat jy doen, wat jy sê, wat was goed, wat was sleg, wat moet ek aanhou doen, waarmee moet ek stop, en as jy reg deur elke keer deur hierdie oefening werk, dan bly jy op koers, en dan moet jy jou passie uitleef, en ons moet nie bang wees en skrik vir klein opdraanetjies wat kom nie. Daar het mense byvoorbeeld my produk nagemaak. Nou, ek het gepatenteer in 2005. Dan het jy 'n keuse. So of jy gaan hof toe en jy gaan beklei hierdie ou in die hof en jy mors jou tyd, of jy fokus jou aandag op jou produk en jy verbeter jou produk. En 'n baie goeie professor het vir my gesê, as jy 'n goeie produk het, dan moet jy, eerstens moet hy die lewe vir mense makliker maak. Dis die beginsel. Mense is gemaklik en hulle wil hê die lewe moet makliker wees daarna. En dan moet jy, natuurlik is daar 'n klompie voordele as jy deelneem aan kompetisies en inskrywings. Daarom het ons in 2005 die toekenning gekry, die DISA toekenning, Design Institute van Suid-Afrika, wat 'n baie groot pluspunt is, waar die WNR en die Bureau van Standaarde deelneem, en dis dan die 'n kompetisie en 'n toets rondom Suid-Afrikaanse intellek, en ook die Top 100 Technology, Top 100 het ons ook deelgeneem, ook in 2006, Excellence Award gekry vir die uitvinding van die produk, en die volhoubaarheid daarvan. So as jy iets kan kry wat jou produk kan ondersteun, en wat kan bewys dat jy moeite gedoen en jy is besig om te vernuwe en aan te pas die hele tyd, dan gaan jy sukses maak, maar net jy kan dit doen. Dan gaan niemand anders dit doen nie, en ek dink dis wat mense in hulle kop moet kry, dat jy en jy alleen het dit in jou kop, en jy moet volhoubaar dink oor jou besigheid, jy moet aanpas daarbey, en jy moet luister wat mense vir jou sê, en nie sommer net van die baan gegooi word deur 'n ou wat sê, maar jy is nou opgeskep met hierdie produk nie. So glo daaraan, en doen dit en dryf dit, want net jy kan. Dis baie, dis wyse woorde daai. Ek sê altyd, pas op vir die braaivleisvuur waarhede. Ja. Omdat dit hier werk, om die braaivleisvuur met 2 mense, maak dit nie die realiteit nie. Dis presies, toets dit in die mark en gebruik dan, en ek moet vir Callie Karelsen, wat ons al 10 jaar mee die pad loop, vir hom daarom ook net dankie sê. Hy het ons deurgetrek in tye waarin ons uiters probleemtye gehad het. 2014 het ons oorstrome gehad, en spesifiek in hierdie omgewing, waar niemand enige telefoon of enige kommunikasie gehad het nie, en ons was die middelpunt van die kommunikasie. So die internet vir enige besigheid, spesifiek ons besigheid, gaan jy nêrens as jy nie met mense kan praat
en nie visueel met hulle kan kontak maak en jou produk dan bekendstel. En natuurlik, jy wil nie stad toe trek om dit te kan doen nie. Nooit, ek het my kinders almal gesê, hulle kan hier van die huis af kom, gebruik my internet, kom doen julle bemarking en kom bly op die plaas. Niels, dankie vir jou tyd en ek hoop 2021 is 'n fantastiese jaar vir julle en ek hoop ten minste ons het weer landbou skoue in 2021, maar dit lyk vir my of dit 'n bietjie 'n vraagteken is op hierdie stadium. Ja, reg, baie dankie Jacques, ek waardeer en dankie vir jou kuiertjie. Nee, baie dankie Niels. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou, jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons opreg waardeer. Laat die wiele rol.